verdediging reg nie. Hy gebruik hierdie aanval teen hom om 'n geweldig belangrike saak, 'n aspek van ons mense se verhouding met God na vore te bring. En ek wil graag vanmôre kortliks daarby stil staan. Die feit is, hierdie uitlating van die Here Jesus en dit wat hy verder sê, het 'n baie belangrike doel. In die eerste plek wil ek sê, hy wil vir ons daarop wys wat die skade van verdeeldheid is. Hoe gevaarlik verdeeldheid in mense se lewens is. Hy sê elke koninkryk wat onderling verdeel is, gaan te gronde. En dan gaan hy verder en dit is baie duidelik dat die Here Jesus nie hier bloot verwys na regerings en probleme in die regering nie. Hy wil hê ons moet weet wat hy bedoel, dat verdeeldheid is nie net op groot skaal ter sprake nie, maar dat verdeeldheid oral sy kop uitsteek. En dat dit inderwaarheid die metode is wat Satan gebruik om sy doel te bereik. Die oorwonne Satan wil ek byvoeg. Die een wat eintlik geen mag het nie. Die oorwonne Satan, die leuenaar van alle leuenaars. Kom subtiel en daar's baie maniere en ek wil nie noodwendig daarop uitbrei nie, maar stelselmatig kom hy met sy beïnvloeding en bring verdeeldheid. En hierdie verdeeldheid, sê die Here Jesus, is nie net in die koninkryk nie, of koninkryke, daar is verskillende koninkryke natuurlik, maar kom ons gaan aan en ons sê, daar is ook 'n stad en 'n huis wat nie kan bly staan as daar verdeeldheid is nie. En verdeeldheid is nie iets wat 'n mens sommer maklik raak sien nie. Verdeeldheid kom subtiel. Verdeeldheid kom stelselmatig. En ek wil vandag 'n bewering maak en sê dat baie huwelike het op die rotse beland as gevolg van verdeeldheid. Verdeeldheid wat ingekruip het en stelselmatig 'n vastrapplek gekry het. En mense se lewens bietjie vir bietjie verwoes het. En soveel so dat huwelike op die rotse beland het. Ek meen as ons maar net gaan kyk hoe verdeeldheid in die samelewing inkruip. 'n Mens sien dit nie altyd in die konteks van verdeeldheid nie, want verdeeldheid is op die ou einde die resultaat van dinge wat spruit uit wat gebeur. As jy byvoorbeeld in 'n werksituasie is en jy's toegewy aan die persoon vir wie jy werk, die man wat jou betaal of die maatskappy wat jou betaal, en daar kom 'n subtiele uitnodiging om betrokke te raak by een of ander poging, geleentheid om iets anders te doen as waaraan jy gewoond is. En jy doen mee daaraan. As jy jou oë uitvee, dan is jy nie meer eens met die maatskappy vir wie jy werk nie, maar jy's eintlik besig om teen die maatskappy te werk. Jy het verdeeld geraak teen die maatskappy. En nou kom die Here Jesus en hy maak dit baie duidelik. Hy gee 'n eenvoudige waarskuwing vir mense soos ons. Hy gee 'n baie duidelike waarskuwing wanneer hy sê, wie nie aan my kant is nie, is teen my. As jy nie die skape bymekaar maak nie,
As jy nie hulle by mekaar bring nie, jaag jy hulle uit mekaar. Want dit is die manier hoe verdeeldheid inkom. Mense raak apaties. Mense staan en hulle word toeskouers. Hulle kyk wat gebeur. Hulle raak nie betrokke nie. Hulle kry geleentheid om kritiek te lewer. Hulle kry geleentheid om fout te vind. En hulle bring verdeeldheid. Jy weet hoe maklik gebeur dit. En ek wil nie te veel daarop uitbrei nie, maar kom ons let op dat verdeeldheid kom baie subtiel. Ek het nou die dag daarvan vlugtig gepraat en ek wil net sê, wees versigtig vir wie jy jou ore uitleen. Wees versigtig vir wie jy jou tong uitleen. Jy weet mos hierdie storie, ek wil nou nie skinder nie, maar bring verdeeldheid. Mense wat dalk glad nie fout gevind het met iets nie. Ag, hulle dalk glad nie fout gevind met die pastoor se preek nie, maar ek wil nou nie skinder nie, maar ek wonder ek het daai preek al 'n klomp keer gehoor. En net so draai jy die persoon. Jy bring verdeeldheid. En die Here Jesus gebruik hierdie aanval teen hom om 'n boodskap aan die mensdom te bring en aan die kinders van die Here, aan my en aan jou, hierdie boodskap te bring: wees versigtig vir verdeeldheid. Ek wil verder gaan. Hy sê, aangesien ek deur die Gees van God die bose uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Wat is die oplossing? Wat is die sleutel, die metode? Wat is die hulpmiddel wat die Here vir ons gee om te sorg dat die koninkryk kan kom? Gebruik die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees die leiding wees, die leier wees. Laat die Heilige Gees jou raadgewer wees. Hoor by hom of dit so 'n goeie idee is om saam met 'n paar ouens by die werk so 'n bietjie 'n skelm dingetjie aan die gang te sit. Jy raak verdeeld teenoor jou huweliksmaat wanneer jy weggelok word met iemand anders. En stilletjies stadig begin daar 'n ding wat ernstige probleme veroorsaak, wat totale verwoesting kan saai. As jy maar net wou luister na die Gees, as jy net wou toelaat dat die Heilige Gees die een is wat met jou besig bly en dat jy hom sal eerbiedig, dan dryf jy die Gees uit. Hoor jy my? Die Here Jesus sê, man, ek het 'n middel, ek het 'n kragtige middel tot my beskikking, die Heilige Gees. Julle dink ek doen dit sommer so. Kom ek sê vir julle, hoe werk dit? Ek werk deur die Heilige Gees wanneer ek hierdie dinge doen. En weet jy wat die wonderlike ding is? Dit maak van ons almal mense wat die Gees kan uitdryf. Want ons het almal toegang tot die Heilige Gees. Die Heilige Gees is uitgestort en hy wil ons elkeen bemoedig. Hy wil by elkeen van ons wees. Hy wil hê ons moet hom gebruik. Ons moet nie skaam wees om die Heilige Gees toe te laat om in ons lewe heerskappy te voer nie. As ek deur die Heilige Gees uitdryf, dan gebeur daar iets. Die koninkryk kom tot by julle. Iets kom tot stand. Iets wat God kan verheerlik. Die koninkryk van God word sigbaar gemaak. Mense se lewens verander. Kom ons gaan so 'n bietjie verder en hy sê vers 29. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Die
Die sterk man is die een wat sorg. Dat behoue bly wat gebehoue moet bly. Die sterk man is die een wat kan toesig hou en sorg dat dit sal goed gaan in die huis. En die huis waarvan hy hier praat is nie noodwendig jou adres ergens waar jy in die strand of Somerset West of Gordons Bay of waar ook al woon nie. Die huis waarvan hy praat is jou lewe. Die mense met wie jy te doen het, die omgewing, die invloed wat jy het, is jou huis. Wie is in beheer van daardie huis? Hoe kry jy toesig in jou huis gehou? Het jy die sterk man aan jou kant? Of probeer jy alleen sterk man speel? En ek wil vandag sê, ek dink daar is, as daar nou ooit 'n tyd was, wat ons huise sterk manne nodig gehad het, is dit die tyd waarin ons leef vandag. Ons kinders word verlei. Ons praat vanmôre met my dogter rondom dit wat kinders op TV sien. Hulle bied die kinders op 'n subtiele manier eenvoudige prentjies, oulike storieetjies, sulke monstertjies wat kan praat, wat oulik lyk. En dan as jy hom dophou, dan begin jy agterkom, hierdie is 'n subtiele manier om die kind te weg te lei van dit wat die waarheid is. En die kind word voorgestel aan verwarrende inligting en daar kom verwarring en verdeeldheid. Daardie kind kan op die ou ende, glo ek, teen sy ouers draai as daar nie gesorg word dat hierdie boodskap uit sy lewe verwyder word, hierdie valshede wat hulle verkondig nie. Want die sterk man word nie geëer nie. Die sterkste man wat daar is uit die aard van die saak Christus Jesus deur die krag van die Heilige Gees. En ons hoef nie bang te wees as hy die basis van ons huis nie. As hy die sterk man is wat my huis bestuur, dan wil ek jou waarborg, jy hoef nie bang te wees oor wat daar sal gebeur nie. Gee hom net die reg om dit te doen. Eer hom. Laat hom toe om die sterk man te wees. En wie wat doen hy? Hy maak van jou sterk man, my broer. Hy maak van jou 'n man wat sy gesin kan bestuur. Hy maak van jou 'n man wat in die kerk kan opstaan en vir die gemeente 'n kragtige boodskap gee, 'n voorbeeld wees. Wat ons in hierdie tyd so nodig het, is manne en vroue wat kan opstaan en sê, so spreek die Here. Ons het sterk manne nodig in die tyd waarin ons leef. Ons het manne en vroue nodig en ek wil daarmee insluit, vroue. Dit is 'n sterk man, is 'n simboliese begrip om van krag te praat, om van oortuiging te praat, om van toewyding te praat, om van kommitment te praat en begeerte om die reg te laat geskied. Wanneer die Here Jesus sê, die sterk man moet oorwin word, voordat sy huis geroof kan word, dan wil hy sê, die sterk man moet sterker wees as die rower. Hy wil hê dat hy sterker sal wees as enige aanval. Daar mag niks verkeerd gaan nie. Hy moet staan, kom wat wil. Die sterk man moet sy rol vul. Hy moet sy plek vol staan. En daarom wil ek vandag 'n beroep op ons doen, my liewe broers en susters. Kom ons sorg dat ons sterk staan in die dag waarin ons lewe. Die Here Jesus kom met hierdie boodskap, wanneer hy sê, die koninkryk het naby julle gekom, as julle sien wat besig is om te gebeur, as julle sien dat die duiwel vlug voor dit wat julle, wanneer hy die woord spreek, neem hy die afblaas hy die aftog, en julle word in 'n plek geplaas, wat julle kan sê, die Here het my gebruik, hy het van my 'n sterk man, hy het van my 'n sterk vrou gemaak. Dit is wat ons nodig het. Daarom wil ek vandag sê, geliefdes, moenie bang wees vir die uitdagings van die tyd nie. Dit word al hoe moeiliker. Ek dink dit is vandag baie moeilik om 'n jong ouer te wees. Ek het alle simpatie met ons jong ouers, want hulle kinders word so blootgestel. En daarom is dit 'n plek soos hierdie nodig. Jy weet, ons het 'n wêreld daar buite wat wild en wakker aangaan.
'n wêreld waarin ons blootgestel word dag vir dag vir allerlei versoeke, allerlei verleiding en op die ou ende vir ons help tot ons op 'n punt kom wat ons heeltemal in opstand kom. Terwyl as ons kan terugkom na die huis, as ons by die huis kan kom en daar krag kry, daar moet jy gemotiveer word op die regte manier, dan kan ons die lewe daar buite aanpak en ons kan oorwinnaars, meer as oorwinnaars in Christus wees. Kom ons help ons kinders, kom ons help mekaar, kom ons help die familie, kom ons help hierdie gemeente, kom ons staan by hierdie gemeente, kom ons wees nie deel van verdeeldheid nie, kom ons help dat dit beter gaan as wat dit kan slegter gaan. Kom ons staan saam en ons vertrou dat die Here op die ou einde vir ons in die heerskappy plaas. Ek wil afsluit met hierdie woorde wat Paulus aan die Romeine rig. Hy sê, almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle. Ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder hulle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. Dis wat ek graag wil sien. Ek wil graag sien dat ons gehoorsaamheid ons gaan lei na oorwinning oor elke aanval wat ons kan wat na ons kant toe sal kom. Dat niks ons sal onderkry nie. Dis so jammer dat ons dikwels vind dat gelowige mense soms in oorwinning is. Sondag dan is hy nog kind van die Here en dit gaan goed met hom. Hier by Woensdag dan hoor jy, hy is te pletter, hy het nou weer 'n groot probleem opgetel, hy weet nie meer watter kant toe nie. Die ou duiwel het nou weer dat, die ou duiwel het nou weer dat. Mense, kom ons vergeet van die duiwel, ons kom gee Christus sy plek in ons lewe. En ons vertel nie vir die Here van die duiwel nie, ons vertel julle vir die duiwel van die Here. Kom ons wees in oorwinning, en die oorwinning sal daar wees. Ons is vandag by die nagmaal. Jy kan miskien voel, dis 'n snaakse plek vir die sterk man om te wees, aan 'n kruis. Hoe kan hierdie sterk man so vals beskuldig word en hoe kan hy toelaat dat hy gekruisig word? Hoe kan hy toelaat dat hy daarop hom gespoeg word? Hoe kan hy dit doen? Is dit 'n sterk man wat so optree? Dis nie dalk 'n papperd nie. Kan ons op hom vertrou? Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle sien nie die groter prentjie nie. Hulle verstaan nie dat hierdie sterk man juis homself gee sodat die hele wêreld gered kan word. Hierdie sterk man word juis die sterk man vir ewig, Christus Jesus, die ewige sterk man van God wat op hierdie aarde heerskappy voer, deur my en deur jou wat aan hom gehoorsaam is. En daarom kan ons vandag sê, die nagmaal, die geleentheid wat ons kom onthou, dat die sterk man aan die kruis vir ons geoffer is juis die oorwinning wat ons almal so nodig het. Ek vra dat die persone wat ons gaan help met die bediening van die tafel na vore sal kom en dat ons kan saam eet en saam drink, saam vier, saam bly wees vir die sterk man wat sterk genoeg was om die prys te betaal, wat gewillig was om te kniel, om te buig, om toe te laat dat daar met hom gemaak word wat gemaak is. Kom ons eer die Here dat ons kan saamkom vanmôre om te eet en om te drink in die naam van ons Here. Die sterk man wat aan ons kant staan, hy is die een wat jou deurdra. Kom wy jouself vanmôre opnuut aan hom. Die woord van die Here sê vir ons, ons kan nie maar net sommer aan die tafel sit sonder om te verstaan waaroor dit gaan nie. En daarom wil ek tog vir jou sê, moenie net dink dit is 'n ritueel hierdie nie. Dit is nie maar net sommer net 'n geleentheid wat se nie verbygaan nie. Ek wil hê jy moet baie mooi luister voordat jy aan hierdie tafel gaan sit. Maak reg. Wees verseker dat die sterk man ook jou sterk man is, wat vir jou gaan deurdra in die lewe, vir wie jy gesterf het. Hy, Jesus Christus. Daarom sê die woord van die Here van ons, as ons aan die tafel kom sit, moet ons beoordeel. Ons moet weet waarmee ons besig is, dat dit die liggaam van Jesus Christus is, dat dit die sterk man se liggaam is, wat vir ons geklief is aan die kruis,
gebreek is, wanneer ons die brood eet, wanneer ons van die beker drink, dan onthou ons, dit is hy wat vir ons die prys betaal het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, sien ons het hy brood geneem, hy het die brood gebreek en hy het vir sy disippels gesê, julle moet eet. En ek wil sy woorde verander vanmôre. Ek wil sê, eet die sterk man se liggaam. Julle word deel van hom. Eet van hom. Dit is sy liggaam wat vir julle gebreek is. Nadat hulle saam geëet het, het hy ook vir hulle die beker gegee, gesê, julle moet van hierdie beker drink, dis my bloed wat vir julle uitgestort is. Ek vra dat julle die gemeente bedien asseblief, en voordat ons gaan eet en drink, kom ons wag vir mekaar. Ek vra dat u sal neem die beker, neem die brood, hou dit vas. Kom ons gee mekaar geleentheid om bedien te word. Kom ons wag vir mekaar.
Voordat ons saam gaan eet en drink, mag ons net seker maak of almal bedien is. Enige een dalk per ongeluk oorgeslaan met die brood, die beker. Die Here gee vir ons vandag die geleentheid. Kom ons word sterk gemaak. Sterk deur Christus. Om enige aanval van die bose te oorwin. Hy is ons bewaarder. Hy is die een wat ons huis bewaar. Kom ons eer hom deur saam te eet. Sy bloed is vir ons gestort. Sondes weg te was. Ontelbare sondes oor die hele wêreld. Oor die geskiedenis van die mensdom was die sterk man se bloed genoeg om almal se sondes weg te neem. Prys jy die Here saam met my daarvoor. Kom ons drink saam. Here, baie dankie dat ons so saam kan eet en drink tot die eer van U